Baie welkom by Gebedsarende. Dit is ontwerp om jou GPS te wees as jy honger is na meer en na 'n intieme verhouding met die Vader. Ek gee vir jou sleutels hoe om jou geliefdes gered te sien, want daar skrifbeloftes daaroor. Ek wil jou help om terug te vat wat die duiwel by jou gesteel het, dat jy in oorwinning kan lewe. Ek wil hê jy moet die ware krag van gebed ontdek. Ek gee vir jou beginsels wat sukses, deurbrake en oorwinning bring, omdat die woord van die Here dit waarborg. Ek gee vir jou gevaarlike gebedsgeheime, wat in die woord van die Here is, maar wat ons nooit geleer is nie. Belangrike beginsels om jou te laat groei tot waar die Here jou wil hê. En ek gee vir jou baie gebedsmodelle om jou in die regte rigting te stuur, sodat jy die krag van die Here in aksie kan sien. Dis prakties, dis maklik. Jy kan amper die goed, nie amper nie, jy kan dadelik die beginsels begin gebruik wat jy gaan leer. En die Here het my ook opdrag gegee om dit neer te skrywe wat hy aan my openbaar. En hierdie goed het die Here begin leer toe ek down and out was, teen die grond was, en die Here my opgetel het. Ek wou selfs die bediening opgee, en die Here het my opgetel en hy het gesê, ek sal jou leer om effektief te bid. En daar het 'n hele nuwe wêreld vir my oopgegaan, en ek het dit begin skrywe, en ek deel dit oor die land, oral deel ek wat die Here met my gedeel het. En die grondslagboek, die fondasieboek is, leer ons bid. Ek vertel jou die 7 beginsels van effektiewe gebed. Ek vertel jou gebedsgeheime, die geheim wat berge skuif, die geheim van die Here se teenwoordigheid, die geheim van lofprysing en aanbidding, die geheim van 'n sielelas, die geheim van bid in die wil van God, die geheim van daaglikse ontmoetings met die Here, en gebed wat die vyand ontmasker. Hierdie goed gaan jou lewe verander. Ek gee vir jou 'n hele klomp gebedsmodelle hierin, wat jou op die regte spoor kan sit om effektief te bid. Ek vra jou, as jy hierdie fondasie wil hê, dan gaan jy na ons webwerf toe, na www.prayerevangelist.com, en jy sal ons groeiwinkel daar sien, jy sal ons boeke daar sien, en die Leer ons bidboek is daar. Hierdie is die fondasie wat jou gaan lanceer in 'n nuwe realm. Ek het reeds hierdie aangebied vir duisende mense reg oor Suid-Afrika, en die getuienisse hou nie op om in te kom van wat die Here doen as mense leer om effektief te bid nie. Kry jou Leer ons bid by www.prayerevangelist.com. Een van die geheime wat die Here met my gedeel het, is die geheim van middernaggebed. En dit is so voor die hand liggend, ek kan nie dink dat ons dit nooit geleer is. As Jesus die gelykenis van die saaier vertel in Matteus 13, dan sê hy, en die vyand het in die nag gekom, en hy het sy bose saad in die nag gesaai, terwyl mense geslaap het. En ek dink dis baie belangrik dat jy daai hoor. Ons het nou al die gelykenis van die saaier, hoeveel preke oor gehoor, né? Maar ek wonder of jy al dit ooit so gehoor het. Maar terwyl die mense slaap, dis nou in Matteus 13 vers 25, maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. Wanneer is jou diepste slaap? Tussen 12 en 3 is jou diepste slaap. So wanneer kom hierdie vyand in en saai? Tussen 12 en 3, wat die derde nagwaak is, wat die middernag is. En as jy dit nie weet nie, kan jy dit nie teenstaan nie. So ons gaan nog baie met mekaar praat oor middernaggebed. Middernag kom 15 keer in die Bybel voor, en elke plek waar hy voorkom, het dit profetiese betekenis. Byvoorbeeld in Eksodus 11, toe die verwoester daardie nag deur Egipte land trek en die Jode beskerm was deur die bloed van Jesus, het hy middernag gekom en elke eersgeborene is doodgeslaan. Daar's aanvalle wat middernag plaasvind. Daar's bose rituele wat middernag plaasvind, waarvan kinders van die Here totaal onkundig is, en my volk, sê die profeet, gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Kinders van die Here lewe soos volstruise met hulle koppe in die sand en verstaan nie wat in die geesrealm aan die gang is nie. Al daai goed gebeur tussen 12 en 3.
Daarom behoort 'n kind van die Here gereelde middernag gebed te hê tussen 12 en 3. Nie noodwendig die volle 3 ure nie, maar in daai tydgreep behoort jy gereeld 'n tyd van gebed te hê. Wat doen jy? Jy kanselleer alle bose saad wat gesaai is. Jy vernietig dit met die vuur van die Here. Jy slaan elke aanval af wat nog beplan word. Ek glo dat voorkomende gebed beter is as 'n 911 gebed waarin die ongeluk klaar gebeur het en nou het jy hulp nodig. Jy kan bose aanvalle afsny, jy kan bose aanvalle kanselleer as jy leer om reg te bid. Jy kan dit doen deur die woord van die Here net te volg. Rigter 16 lees ons die storie van Samson en julle ken die storie van Samson, hoe hy geval het met Delilah en sy oë is uitgesteek en hy is 'n gevangene en hy is eintlik niks werd meer nie. Hy het die plan van die Here met sy lewe gemis, maar dan sê die Bybel, middernagte opgestaan en hy trek daai pilare om en hy vernietig die bose werke. Klaagliedere 2 vers 19, staan op in die middel van die nag om jou hart soos water voor die Here uit te stort, steek jou hande uit na hom om te pleit vir jou kinders. Kettinge wat kinders weghou van die Here af, val los in middernag. En jy kan nou wat ook al sê, jy kan maar sê, ag jong, jy's baie naïef. Wel, ek het al baie in my lewe gehoor, ek is te naïef, maar dis die beste kompliment wat iemand my kan gee. Ek is naïef. Ek vat die Here se woord soos 'n kind. Ek is net my daddy's little boy en ek doen net wat die Here se woord sê. Hy sê staan op in die middel van die dag. Dis nie beeldspraak nie. Daar's kettinge wat jou kinders vashou wat middernag sal breek as jy doen wat Klaagliedere 2 vers 19 sê. Maar onthou, alles wat ek gesê het tot nou toe in hierdie program en alles wat ek nog gaan sê in hierdie program en alles wat ek vanaand sê of vanmôre sê of vanmiddag sê wanneer jy ook al luister, ek praat nie van die een of ander towerformule nie. As jy nie heilig voor die Here leef nie, sal jou gebede nie beantwoord word nie. Jy moet 'n skoon hart hê, jy moet 'n skoon lewe hê. Dan sal jy die krag van die Here in werking sien. Maar vir my die beste voorbeeld van middernaggebed is in Handelinge 16, Paulus en Silas. En as ek jou nou kon vra, ek vra dit oral waar ek 'n reboot doen oor gebed en mense weer die gebedsaltare se vure weer aansteek en mense weer 'n passie vir gebed gee, praat ons oor Paulus en Silas in een van die sessies. En as ek vir jou vra, Paulus en Silas, middernag, wat kan jy vir my sê, sonder om nou na jou Bybel te gaan kyk, wat kan jy vir my sê? En die eerste ding wat mense vir my sê, hulle het lofliedere gesing, en toe gaan die boeie los. Maar jy weet wat, dis die preke wat ons hoor, nee. Maar ek vra altyd vir myself, in daai omstandighede, hoe sing 'n mens lofliedere? Jy sê, ek is mos nou maar prakties met die dinge van die Here. Moenie met my teologie praat nie, ek wil nie 'n Christense comments hoor nie. Hoe sing 'n mens lofliedere in daardie omstandighede? Want, hier is die storie. Paulus en Silas en nog ander mense is op pad na hulle bidplek en dan kom daar 'n meisie met 'n waarsêende gees en sy begin profeteer oor hulle, sy praat die waarheid, maar is 'n waarsêende gees en Paulus onderskei dat hierdie 'n gees van die bose is. Dit is so belangrik julle. Hierdie meisie sê julle is die profete van die Here of disippels van die Here en julle verkondig verlossing. Dis alles die waarheid. Maar dit was 'n bose gees, 'n waarsêende gees. En Paulus onderskei dit en nadat hy dit vir 'n paar dae lank gedoen het, kan hy dit nie meer en hy dryf die gees uit. Maar nou kan hierdie meisie wat hierdie waarsêende gees gehad het, nie meer geld inbring vir haar baase nie. So hulle gee Paulus en Silas oor en sê hierdie mense bring ons hele stad in opskudding en hulle word gevange geneem, hulle word kaal uitgetrek op die straat, hulle word aanhoudend geslaan en uiteindelik in die gevangenis gegooi en in kettinge word hulle vasgebind. Oopgesper en vasgebind in 'n tronk en ek was in Rome in die tronk waarin hulle sê Paulus gevange gehou is. Jy klim af met trappies, dis donker, dis soos 'n gat onder die grond, daar's nie vensters nie, daar's nie toilette nie. So verbeel jou dat hoeveel mense al daar aangehou is, daar's geen toilette nie. Die menslike afval, die stank, daar is mense gelos om dood te gaan. Hulle is net daar vergeet om dood te gaan.
En wat het hulle gedoen? Hulle het 'n eenvoudige meisie vrygemaak. So hulle het maar net opgestaan vir die evangelie, en dis waar hulle beland. Dis haglike omstandighede, en hulle weet nie of hulle môre lewendig sal wees nie, of hulle môre tereggestel gaan word nie. Niks verkeerd gedoen nie. Net 2 volgelinge van die Here wat staan vir die evangelie. So, in daai omstandighede, vra ek myself, wie van ons sal lofliedere sing in daai omstandighede? Nee man. Ek ken 'n paar Christene, hulle sal gesê, Here, laat die vuur op hulle neerval en verteer hulle. Maar Paulus en Silas, hulle doen iets anders. So, as hulle lofliedere sing, wat kettinge laat losval in 'n haglike situasie, in baie moeilike omstandighede, dan vra ek myself, hoe doen 'n mens dit? Wat laat 'n mens daai lofliedere sing in daai omstandighede? En dan sien ek, die Here se woord sê nie hulle het lofliedere gesing nie, die Bybel sê, hulle het gebid en lofliedere gesing, en toe val die kettinge los. So, voor die lof was daar bid, en dan begin ek vir myself vra, nou, as hulle gebid het, kom ek kry hierdie oorlogsbybel van my reg, as hulle gebid het, is die vraag, wat het hulle gebid? Want kyk, ek dink, toe hulle nou in daai situasie is, het hulle seker maar, want hulle is ook maar net mens, hulle is nie een of ander superwees, en hulle is ook maar net mens, en dalk het hulle ook maar eers vir mekaar sê, hey, ou Silas, ek weet daarom nie hierdie nie, jong. Kyk net, waar is ons nou? Ek weet nie of dit die moeite werd is om die Here te dien eers nie. Ek weet nie of dit die moeite werd is om vir die Here te staan nie. Kyk, waar is ons, en kyk, wat is die situasie en die omstandighede waaronder ons is? En dan hoor hulle, dis middernag, want Handelinge 16 vers 25 sê, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing, en die gevangenes het na hulle geluister. So die vraag is, wat bid 'n mens dat jy lofliedere kan sing in sulke omstandighede? Want as jy 'n slagoffergebed daar bid, ag Here, o Here, kyk waar is ons Here, gee U nie om nie Here, help ons hier uit Here, dan sou daar niks gebeur het nie. Want dis slagoffergebede, en die meeste kinders van die Here in 'n moeilike situasie bid slagoffergebede, maar dit kan nie jou situasie verander nie, want as jy 'n slagoffergebed gebid het, sê my, voel jy beter as jy klaar gebid het, of voel jy slegter? As jy nou gekla het oor waar jy is, en die situasie, o Here, my man wil U nie dien nie, dink jy die Here weet dit nie? O Here, my kinders, weet die Here dit nie? O Here, my finansies, weet die Here dit nie? Hy weet dit reeds. So, hoekom herinner jy hom aan iets wat hy klaar weet? Wat die Here wag, is dat jy geloof, vertroue in hom moet verklaar, deur die woord te verklaar. Dis waarvoor die Here wag. Dis wat die hand van die Here in beweging bring, as jy in geloof 'n verklaring maak, en jy sê vir die Here, ek is hier, ek weet nie hoekom nie, ek verstaan dit nie, maar ek vertrou U, in hierdie situasie sal U vir my deurkom. So, nou is dit middernag, en hoe weet hulle dit? Want hulle het gehoor die wagte ruil. Die nag word opgedeel in 4 nagwake, van 6 tot 9, 9 tot 12, 12 tot 3, 3 tot 6, en elke keer na 'n waak, dan ruil die wag. So hulle het gehoor, die wagte ruil, en hulle weet dis nou middernag, en dalk sê Paulus en Silas vir mekaar, ek weet nie, want het staan nie daar nie, maar ek lei dit nou af. Dalk sê Paulus en Silas vir mekaar, wat kan ons bid in 'n situasie soos hierdie? Wat staan daar in die Here se woord oor 'n situasie soos hierdie? Dis die geheim, dis die sleutel van effektiewe gebed. Wat staan daar in die woord van die Here oor 'n situasie soos hierdie? En ek dink, hulle kon dalk iets soos Psalm 34, vers 7 en vers 8 gebid het. Psalm 34, vers 7 en vers 8, en ek sal jou nou sê, hoekom dink ek, hulle dit daar gelees het, daar gebid het. Psalm 34, kom ons gaan blaai gou soontoe, Psalm 34, vers 7 en
vers 8. When I was desperate, I called out, and God got me out of a tight spot. God's angel sets up a circle of protection around us while we pray. Is dit nie 'n asemrowende skrif nie? When I was desperate, was Paulus en Silas in 'n desperate situasie? Is jy dalk in 'n desperate situasie? When I was desperate, I called out and God got me out of a tight spot. Hoe? Hy sê God's angel sets up a circle of protection around us while we pray. Terwyl ons bid, 'n sirkel van beskerming, daai 4 sirkel waarvan jy nou al by my gehoor het, né? Die engel van die Here, en dadelik sê Paulus en Silas, dink ek vir mekaar, wat kan hierdie mense aan ons doen? Ons is nie in hulle hande nie, ons is nie in hierdie wagte se hande nie, ons is nie vasgekeer in hierdie situasie nie, daar is nie geen uitkoms hier nie. Daar is een wat in beheer is, en die engel van die Here het nou 'n muur van beskerming hier om ons. Ons is in die Here se hande. Die Here alleen besluit oor ons. God, the Master, has the last word. Niks en niemand anders nie. En nou sê ek vir jou, as jy so gebid het, is jy nie dan lus om 'n loflied te sing en net die Here te begin loof nie. Dis die toets vir of jou gebed effektief was. As die gebed effektief was en jy het woord oor 'n situasie gebid, hoe kan jy anders as om net die Here te begin loof? Op daardie oomblik het niks nog verander nie. Hulle situasie het nog nie verander nie, maar hulle sing lofliedere tot eer van die Here, want die uitkoms is in die Here se hande en die uitkoms is dan seker. Jy sien, daar sit 'n kind van die Here en sê, wel, as ek nou hier sterf, gaan ek na die Here toe, dis 'n wins. Vir my is die sterwe wins. Vir my is die lewe Christus en die sterwe is 'n wins. En as ek hier bly, dan haal die Here my hier uit. Dis nie vir hom 'n probleem nie. In die volgende oomblik, dink ek, daai engel, wat daai protection rondom hulle vorm, maak net so, of dalk maak hy net so, en 'n aardbewing tref daai gevangenes, en almal se boeye val los. Al die gevangenes se boeye val los. Nie net Paulus en Silas se nie. Al die gevangenes se boeye val los en Paulus en Silas kon daar 'n groot slag vir die Here slaan. Sien jy, kyk wat gebeur hier, as jy in 'n baie moeilike situasie is, dis die geleentheid vir jou om jou geloof in die Here vry te stel, om 'n woord van die Here daaroor te bid, om effektief te bid is, jy bid woord oor die situasie. Jy herinner nie die Here aan die situasie nie, jy praat nie by die Here oor die situasie nie, jy verklaar die woord van die Here oor die situasie. Die engel van die Here is nou rondom ons. Hoekom sal ek bang wees? Hoekom sal ek bevrees wees? Want die engel van die Here is nou rondom my. En die uitkoms is verseker. Die oomblik as jy dit doen, en jy begin lofliedere sing, kom nie net jou boeye los nie, maar mense om jou se boeye val los. Mense wat in jou kontakkring is, se boeye val los, omdat hulle jou sien, en omdat hulle jou hoor, en omdat hulle jou getuienis hoor, en omdat hulle jou loflied hoor, waar jy ook al is, val hulle boeye ook los, hulle kettinge breek. Wat 'n asemrowende getuienis oor die krag van middernaggebed. So ek wil vir jou sê, daar's kettinge wat net in die middernaguur breek, geen ander tyd van die dag nie. Jy vra my hoekom? Wel, dis hoe die Here dit maar bepaal het, en dalk is dit omdat die wreedste aanvalle beplan word wanneer mense niks daarvan weet nie, tussen 12 en 3 in die môre, Matteus 13:25, wanneer mense nie bewus is hiervan nie. En daarom is dit in middernag, wanneer die vyand gedink het, uit Paulus en Silas uitgekanselleer, is hulle daar en hulle sing hulle lofliedere. Dieselfde kan in jou lewe gebeur. Ek meen, dis iets wat jy dadelik kan gebruik. Dis iets wat jy al vanaand middernag kan gebruik. Opstaan en sê, Here, gee my 'n woord oor my situasie. Here, wat sê U hiervan? Here, ek is in 'n tight spot en die woord van die Here sê, as ek in 'n tight spot is, roep ek na U en U sal my uit hierdie posisie uithaal. Dankie Here, U stuur nou die engele. En daar's 'n asemrowende skrif oor hoe die oorlogsengele geaktiveer word. As jy nog nooit van oorlogsengele gehoor het nie, Psalm 103 vers 20. Loof die Here, daar's hy lof weer, sy engele, en dan spesifiseer hy die engele, kragtige helde, mighty
warriors. Hoor jy dit? Loof die Here. Loof die Here. Hoekom loof ek die Here? Is nou maar weer Dawid, ne? Hier is 'n psalm van Dawid. Wat 'n man was Dawid nie net nie. Loof die Here. Ek loof die Here, want sy mighty warriors volbring sy woord in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Wat 'n vers is dit nie net nie. Ek loof die Here, sy engele, die mighty warriors, wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. So, daar is oorlogsengele wat gereed staan om jou uit daai tight spot te kom uithaal, maar hulle reageer net op 'n woord van die Here wat met jou stem verklaar word. Hoor jy dit? Hoor jy dit? Doen dit net eenvoudig, man. Al verstaan jy nie mooi hoe dit werk nie, al sê Here, ek het nog nooit dit gehoor nie. Doen dit net as jy in 'n tight spot is en laat weet my die getuienis van wat die Here vir jou gedoen het, want hy kan nie teruggaan op sy woord nie. Loof die Here, begin die Here loof, dis presies wat Paulus en Silas gedoen het, want die warrior angels is nou op pad. So die oomblik as ek woord verklaar, dan kom die oorlogsengele om te laat gebeur wat die woord sê. So toe hulle Psalm 34, dis om wat ek dink verklaar, hulle kon Psalm 34 verklaar het, of enige ander skrif for that matter, het die oorlogsengele gereageer omdat hulle die woord gehoor het, want is al wat 'n mens lofliedere sal laat sing in so 'n situasie, en hulle kom, en daar's 'n aardbewing, en hulle word uit daai situasie uitgehaal. Dis dieselfde vandag, ek het dit oor en oor gesien, ek het dit oor en oor beleef self, hoe die Here hierdie skrif bevestig. Net 'n week of 2 terug was ek in Somerset Wes vir dienste, en daar het 'n vrou na die diens na my toe gekom en gesê, jy het gekom na ons toe, en het oor middernaggebed gepraat. Sy praat van haar kinders wat gered is, en sy praat van huwelike wat gered is, oor sy middernag opgestaan het, en net die Here gevat het op sy woord. So, dis die storie vir vandag. Ek wil jou herinner, as jy wil hê, ons moet kom en by jou 'n reboot of 'n herlaai gebed aanbied. Ons doen dit op 'n Saterdagmôre en ons doen dit 9 tot 12. Dis gratis, jy hoef my nie te betaal nie. Ek wil net die volk van die Here toerus om terug te vat wat die duiwel by jou gesteel het, en dat jy in oorwinning sal kom en in oorwinning sal begin lewe. Stuur vir my 3 datums, 3 Saterdagdatums waarin jy jou groepbidders in 'n dorp of groepbidders in 'n gemeente dit wil aanbied, dan kom ons en jy sal verstom staan oor hoeveel mense reageer. So al wat ons nodig het is 'n venue, 'n plek waar ons hierdie kan aanbied, en dan gaan ons daarvan af verder. Onthou ook, ons skool vir evangeliste begin in Februarie volgende jaar. Jy moet nou reeds inskryf. Jy kan registreer deur te gaan na www.prayerevangelist.com. Daar's die inligting oor die skool vir evangeliste, die curriculum is daar, en die kostes is daar, en dan gaan jy so gou as moontlik daar ook doen. Jy doen dit aanlyn, en dan kom ek elke 3 maande vir groepe studente en ons hou kontaksessies. Dis my so voorreg om saam met jou hierdie tydjie te kan deel en oor die heerlikheid van die Here te kan praat. Ek seën jou huis, ek seën jou huwelik, ek seën jou kinders, ek seën jou werk, ek seën jou besigheid, dat die wêreld na jou sal kyk en moet erken, jy is die geseënde van die Here.